U is die begin en die einde van alles. Vader, Seun, Heilige Gees. En ons buig laag voor U vanmôre en dank U en loof U en aanbid U alleen, want U is die enigste God wat lewe kan gee. U is die enigste God wat vergifnis bied. U is die God wat uitnemend goed is ook. Dankie Here dat ons U teenwoordigheid vanmôre mag beleef op hierdie besondere manier. Dankie dat ons in Jesus Christus se naam die bose kan weerstaan, dat hy niks hier kan doen vanmôre nie, en dat U nog met ons wil kom praat deur U Gees. Ons loof U daarvoor in Jesus Christus se wonderlike naam. Amen. Baie dankie. Ons gaan vanmôre so 'n bietjie saam kyk na Matteus 5 vers 3 tot 12 wat ons vir 'n paar weke saam gaan deurwerk, want dit is die bergpreek van Jesus. En dit is die een plek waar hy op 'n eenvoudige manier vir jou en vir my presies vertel wat hy van ons vra, sodat hy ons kan omvorm om te word wat hy bedoel het ek en jy moet wees. So kom ons bid net saam. Here, U is inderdaad die sin van my bestaan. Sonder U is ek niks nie, sou ek nie eers fisies gebore geword het nie, want U het alles gemaak. En U onderhou alles, Vader. Baie dankie dat ons ook U kosbare woord het, die Bybel, onfeilbaar, volledig waar. Bewaar ons daarvan om iets daaraan te wil verander. En help ons, Here, deur U Heilige Gees, om hierdie woord van U goed te verstaan, maar meer nog, om dit te gehoorsaam, te doen wat U van ons vra. Ons bid dit in Jesus Christus se wonderlike naam. Amen. Nou ek gaan vanmôre van vers 1 tot vers 12 lees, en dan sal ek later net na vers 20 ook verwys. Jesus het nou net hier met 'n groot skare mense ook by hom, het hy gesien, hierdie groep is daar, en hy vat toe sy disippels so bietjie ver van hulle weg, maar die mense het almal daar kom sit, en hy het hier by dit begin, en hy het gepreek. Hy sê, toe Jesus die menigte mense sien, het hy teen die berg opgegaan, nadat hy gaan sit het hy sy disippels na hom toe gekom, en hy het hulle geleer en gesê, let op, hy het hulle geleer en gesê, geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Geseënd is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Geseënd is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Geseënd is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Geseënd is die wat vervolg word, omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is julle, wanneer die mense julle ter wille van my beledig en vervolg en valslik al wat sleg is van julle sê. Wees bly en verheug julle, want julle loon is groot in die hemel. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg.
Ons lees net tot daar. Dis 'n aangrypende gedeelte hierdie eintlik. Ek het al by 'n vorige geleentheid toe ek nog jonk was, het ek 'n slag daaroor gepreek. En toe ek nou hier bietjie begin ouer word, het ek dis so 'n paar maande gelede, het ek gedink, hierdie ding praat so met my, elke keer wanneer ek die Bybel nou deurlees. Miskien moet ek 'n slag weer ordentlik gaan kyk daarna met die kennis wat ek nou het teenoor daai tyd. En toe het ek gedink, goed, ek gaan dit so doen. Ons gaan van Matteus 7 af, vers 1, maar hoofsaaklik vers 3 tot 12, gaan ons 'n bietjie met mekaar gesels. Miskien moet jy net vir my daai vers opsit, sal julle beslis nie toegelaat word in sy koninkryk nie, sê Matteus 5 vers 20, en ek wil hom nou vir julle lees hierso, want hy praat hier met die Fariseërs en die Sadduseërs. Nou dit is die myn manne van daai tyd van die kerk. En hy praat met hulle na hulle om nou allerhande goed vra. En hy sê vir sy disippels, as julle getrouheid aan die wet nie meer inhou as die van die skrifgeleerdes en die Fariseërs nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie. Met ander woorde, hy waarsku hulle. En hy sê vir hulle, dit help nie, jy hou elke dingetjie van die wet nie. In Jakobus 2 sê Jakobus, hy sê, as jy net een van hulle oortree, dan val die hele wet plat. Want daai ding is 'n eenheid. En nou is dit so dat ons in 'n tyd leef waar baie mense sê, hulle is Christene, en ek wil vanmôre kyk na die verskil tussen 'n Christen of 'n Christusgelowige. Want daar's 'n reuse verskil, lyk dit vir my, as ek na die kerk kyk. 'n Tyd waarin wanneer ons 'n mens na hulle daaglikse lewe nie oordeel, nie beoordeel, en daarna kyk, dan wonder 'n mens of hulle regtig weet waaroor opregte Christenskap gaan. Ek was nou al in 'n hele paar gemeentes in my lewe, en ek het al met baie mense in my lewe gewerk, ek het al baie begrawe, maar ek het al die voorreg gehad ook om te sien hoe kom hulle by die Here uit. Maar ek wil vanmôre inleidend kyk na hierdie dinge van opregte Christenskap, wat ons dan nou vir die volgende klomp weke na gaan kyk. So as jy nie wil kom nie, is dit jou saak, jy gaan 'n geweldige klomp kennis misloop. Nie oor my nie, oor die Gees van God wat met jou spesifiek wil praat, en steeds met my ook praat. Volgende Sondag gaan ek oor vers 3 preek. So julle kan maar dit al gaan lees en kyk wat jy vir jouself alles daaruit kan vind. En dan sal ons volgende Sondag saam kyk en dalk nog hier en daar 'n nuwe dingetjie leer om ons te help om dit te word wat die Here van ons vra. Want ek weet, die Heilige Gees is hier, hy woon immers in jou en my as 'n kind van God, en hy wil vir jou help om 'n Christusgelowige te wees, nie net 'n Christen nie. Die verskil tussen die twee, ek het dit nou die dag toe ek hier was, het ek gepreek oor, glo jy in of aan Jesus? Meeste mense in die kerk, en baie in die wêreld wat nie in die kerk is nie, glo aan die feit dat Jesus geleef het. En dis waar het stop. En jy kan maar kyk in mense wat in die kerk is, wat sê hulle is Christene en dan glad nie leef volgens wat die woord van God sê nie. Dit sê vir jou, daar is iewers 'n groot kortsluiting plaasgevind, want hulle het nog nooit gekies vir Jesus om hulle koning in hulle lewe te wees nie. Die sleutelvers is nou hierdie vers 20, waar die skrifgeleerdes en die Fariseërs, ouens was, nie vrouens nie,
Want die vrouens moes maar een kant sit. Hulle was net daar om babies te maak en kos te maak en huis skoon te hou en netjies te lyk en hulle monde te hou. Het sou swaar wees vir ouens hier in 2026 vir vrouens om dit te doen, nee. Maar okay, julle moenie dit doen nie. Dis nie wat die Bybel sê nie. Nou die Fariseërs het elke dag tempel toe gegaan. Hulle het hulle tiendes gegee, soos wat God reg al vroeg vir Abraham gesê het, moet gedoen word, van jou kant en van my kant af. En hulle het die Bybelse geskrifte gelees en hulle het gebid, soveel so dat hulle baie keer op strate geloop het en dan het hulle so geloop en bid, dan loop hulle in lamppale vas. Daar was nog nie 'n genuine lamppale in daai tyd nie, maar daar was obstruksies en dan hulle stamp hulle kop uit die bloedspat. Toe hulle later het hulle so 'n bynaam gekry van die bloediges, want hulle het soveel skynheiligheid daar buite op die straat getoon, terwyl hulle binnekant verrot was. Hulle was godsdienstige fratse, elke dag in die kerk. Ek ken niemand wat so is in die NG Kerk in elk geval nie. Ook nie in ander kerke nie. Baie godsdienstig en meeste mense is godsdienstig, selfs moslims, selfs hindoes, boeddhiste, want hulle glo aan een of ander God, wat nie eens bestaan nie, agter wie die Satan die hele tyd staan. Want hy loop voor rondom al die ander godsdienste, kan jou nie red nie. So hierdie ouens, hulle het ook gevas, hulle het al die goede nagekom. En tog sê Jesus van hulle, dat as hulle nie meer doen as hierdie uiterlike vertoon nie, getrouheid aan die wet, geregtigheid najaag, God se wil probeer soek en uitleef. As hulle nie meer as dit doen nie, sal hulle nie in die koninkryk van die hemele ingaan nie. En daar's baie mense in die kerk. Ek het dit besef so 'n bietjie langer as 2 jaar terug, toe ek 'n slag gepreek het oor die nou paadjie en die breë paadjie, en die nou hekkie en die breë hek. En toe besef ek, as ek so kyk as die ouens in hierdie gemeente almal baie toegewyde kinders van die Here wees, is daar baie van hulle intussen tyd dood. Want ons is baie minder as wat daar op die boeke is, né? En wie se skuld is dit? Die dominee, okay. Kom ons vat nou maar die dominee, dis sy skuld. Ek is gelukkig nog kort hier, so ons sal 'n bietjie werk daaraan. Maar die grootste skuld lê by daai mense self, wat godsdienst bedryf. En ek noem hulle die DDT Christene, die ouer boere sal weet wat DDT is, né? Hulle kom net kerk toe as daar gedoop word, en as iemand doodgaan, en as iemand trou. 'n Kollega van my het gesê, hulle kom net kerk toe as daar iets op hulle gegooi word. Is of water, of sand, of konfetti. En die ander een het gesê, dis wielietjies Christene. Hulle kom daar aan met die pram, hulle kom daar aan met die troukar, en hulle kom daar aan met die lijkswa. Dis al wanneer hulle kerk toe kom, en dis regtig so. Nou waar staan dit? En dan wil ek sê, elkeen van ons wat hierso is vanmôre in die kerk, het ook 'n verantwoordelikheid, wat ons nie nakom nie. Om mense te inspireer om 'n keuse te maak vir Jesus. Dit is nommer 1. En tweedens, hulle te help om te besef wat 'n voorreg en voordeel dit is, om tog as kerk in hierdie gebou, hierdie klipgebou, by mekaar te kom. Hierdie is nie die kerk nie, dis 'n kerkgebou. Die kerk is julle wat hier sit, né? Onthou dit vir altyd. En julle dit behoort nie aan jou of aan my nie, dit behoort aan God. Dis God se gemeente. Ek het vanmôre 2 dominees op die radio gehoor
wat op daai program van 7 tot 8 praat. Wat sê daar in my gemeente? Is nie my gemeente nie, is God sinne. En daarom moet ek en jy erns daarmee maak, om die wat veronderstel is om deel hiervan te wees, weer hiernatoe te bring. Ek dink is onregverdig van mense. Ek het soveel kanse al by God gekry, oor na ek droog gemaak het. Hy is die God van vele kanse. Ook fisies. Ek was byna dood van daai hartaanval. En hy het my weer 'n kans gegee, en hier staan ek vanmôre. God van veel kanse. Wie is ek en jy om ander mense nie nog weer 'n kans te gee nie? En miskien nog weer 'n kans. Wow, jou kinders, hulle put al jou kanse wat jy het vir hulle uit, partykeer. Maak jou mal met die droogmakery en wat ook al. Maar jy hou aan, want jy het hulle lief. Jy het hulle lief. God het jou onmeetbaar lief. So, in Hebreërs 12 vers 14, as jy nou daar lees, ek wil dit tog vir julle lees vanmôre, want dis nogals 'n vers wat jou bietjie laat regop sit. Want ek kom net hier kry, daar is Hebreërs 12 vers 14. Ons weet nie wie is die skrywer van die Hebreërs nie, maar hy sê hierdie ding. Ek gaan van vers 11 af lees. Hy sê, wanneer ons getug word, lyk die tug op daardie oomblik nie na iets om oor bly te wees nie, maar om oor te huil. Later lewer dit egter vir die wat daardeur gevorm is, 'n goeie vrug, vrede, omdat hulle gehoorsaam is aan die wil van God. Hoor nou, versterk, vers 12, versterk daarom die slap hande en die lam knieë en loop 'n reguit pad. Dan sal wat lam is nie uit lid raak nie, maar gesond word. Dis die Here wat deur sy woord vir ons baie duidelik sê, jy kan nie net sit en niks doen in die week nie. Sondag is maar net die geleentheid waar ons mekaar kom versterk en opbou. En as jy gaan kyk hoe ons oor die algemeen leef, dan moet ons toegee, daar's ouens wat lyk asof hulle glad nie weet wie God is nie, maar hulle kom Sondag kerk toe. Dis 'n ritueel. Paulus skryf in 2 Timoteus 2 vers 19, en dis die nuwe lewende vertaling wat ek ook net nou daar opgehaal het. Hy sê, die Here ken die wat aan hom behoort, en die wat beweer dat hulle aan die Here behoort, moet wegdraai van alle boosheid. Titus 1 vers 16 sê, sulke mense gee voor dat hulle God ken, maar hulle lewe weerspreek dit. Hulle is verwerplik en rebels, ware deugniete. Mooi woord vir 'n criminal. Die Here wil jou verander. Ons het nou eendag gesien wat bedoel hy met transformasie. Nie die twak waar die ANC mee besig is nie. Transformeer my bankrekening. Hulle het nou nogal 'n probleem op die oomblik, hulle het nie meer geld om te steel nie, Dit raak 'n probleem, nou begin hulle allerlei nuwe goed toe aanvang om geld te kry. Ek hoor deesdae baie predikers wat sê, dit is wonderlik dat jy na Jesus Christus kan kom en jy hoef nie enigiets in jou lewe te verander nie, aan jou binnekant of jou buitekant nie. Dis al hierdie prosperity gospel ouens wat sulke goed kwytraak. Dis totale leuen, dis 'n valse evangelie wat hulle vir die mense gee. Daar moet 'n radikale transformasie, 'n duidelike, sigbare verandering van binne na buite plaasvind. Onder leiding van die Heilige Gees, indien jy hom toelaat. Want jy is die een wat vir hom sê, is reg, Here, omvorm my.
Maak my wat u wil hê ek moet wees, nie wat ek wil wees nie. Dis 'n hengse pad om te stap, vra maar vir my. Natuurlik kan ons na Jesus Christus toe kom, net soos ons is, sê Johannes 6 vers 37, hy sê, ek sal niemand wat na my toe kom wegwys nie. Niemand. So enige ou kan kom, so jy kan met enige iemand werk en hulle nader trek, sodat hulle by Jesus Christus kan uitkom. Maar hy los jou nie soos jy is nie. Dis die wonderlike van Jesus. Hy begin jou te verander. En hy begin jou te maak wat jy eintlik moet wees. En ek kan vir jou verseker, dit is ver bokant enige iets wat die wêreld jou kan bied. Ver. Want jy is 'n mens wat dan vrede het in jou binnekant. Jy is 'n mens wat dan vol liefde het. En die gawes van die Gees en die vrug van die Gees kom deur. En dit word sigbaar. En dit praat met mense wat daar buitekant is. Indien jy jou waarlik bekeer van jou sonde, waaroor ons nou nie meer baie mag preek in die kerk blykbaar nie, klink dit vir my, ons is voorbarig om te wys op sondes. Nee papie, ek doen dit maar. En sussie, want as jy aangaan met iets wat vir God 'n gruwel is, hoe dink jy? Hy sê vir ons in sy woord, iewers gaan hy sy hand terugtrek van jou af, wat jy die hele tyd so wegklap. Moenie nou met my sukkel nie. Ek sal as ek eendag byna dood is, sal ek miskien dit oorweeg. Daar is hierdie week weer 'n hele klomp jong mense dood in motorongelukke, in skietvoorvalle. Hulle het nie baie oud geword nie. Maar dalk het hulle nooit eers gekies vir Jesus nie. So waar is hulle nou? Dink maar daaroor. Duidelik sigbaar. Dis interessant dat Paulus sê in 2 Korintiërs 5 vers 17, die ou dinge is verby, as jy gekies het vir Jesus, is verby. Julle sal my die vers baie hoor aanhaal. Die nuwe het gekom. En as jy dit nie sien nie, en jy sit 'n bril op en jy sien dit nog nie, dan moet jy weet, dis nie jou oë nie. Is die mens wat nie toelaat dat die Gees hom verander nie. So dis baie belangrik dat ons dit sal besef. Dit beteken nie dat jy nooit sal sonde doen nie, want daarom is 1 Johannes 1 vers 9 in die Bybel wat sê, as jy jou sondes bely, God is getrou en regverdig, hy vergewe jou en hy reinig jou van alle sondes. En 'n klomp ander verse in die Bybel wat sê, so ver as die ooste van die weste, so by die diep see, dat jy dit nie kan kry nie. Ek dink nie weer daaraan nie, sê die Here. So dis ook nonsens, wat baie kerke vir jou sê, die dag as jy voor die Here verskyn, dan speel hy weer jou hele lewe voor jou af daar op die groot TV-skerm, sodat almal kan kyk. Dis twak. Hy gaan net die goed wat jy nie bely het nie, sal hy miskien vir jou wys. Ek weet nie, ek was nou nog nie daar nie, ek is op pad soontoe. Maar dit wat jy bely het, sê hy, is verby. Ons sukkel met daai ding, nee. Ons moet luister, ons moet word soos hy. Daarom waarsku Johannes vir ons in 1 Johannes 2 vers 15, wat ek hom nou net gou hier kry, daar praat hy en hy sê in 1 Johannes 2 vers 15, skryf hy hierso vir ons, moenie die sondige wêreld en die dinge van die wêreld lief hê nie. As iemand die wêreld lief het, is die Vader se liefde nie in hom nie. Die wêreldse dinge, alles wat die sondige mens begeer, alles wat sy oë sien en begeer, al sy gesteldheid op besit, kom nie van die Vader nie, maar uit die wêreld. En die wêreld met al sy begeertes gaan verby, maar wie die wil van God doen, bly ewig lewe. Dis die God wat ek en jy aanbid. Jy moet met berou die goed voor hom neerlê, sê Jakobus 4 vers 4. Jy kan nie beweer, jy is 'n Christus gelowige,
maar steeds op die ou manier aangaan in jou lewe nie. Jy bly drink, jy bly vloek soos 'n matroos. Nadat jy die oggend geopen het by die werk met skriflesing en gebed. Ek het dit al baie in my lewe gesien. Dan wonder ek, waar het hierdie kortsluiting plaasgevind? Ek het daar een keer in Stellenbosch by een van die plaasboere gewees en ons het nou die sendingkerk, die bruin mense se kerk gehelp om hulle lidmate 'n bietjie op te spoor en 'n bietjie te gaan bemoedig vir ons ook om te leer. En ons kom daar by die huis en toe ons daar stilhou by die boer se huis, toe ons daar stilhou, toe staan daar een van daai groot bote wat jy uitgaan op die see om vis te vang. En daar staan 'n Land Rover, daar was toe nog die Land Cruisers, en jy is voor hulle tyd gewees, en Land Rover, wat ook als nie. Maar een van daai ou Defenders, maar hy was splinternuut, en daar is 'n splinternuwe subsidies bench, jy weet wat die bank nou gesubsidieer het. En dis 'n verskriklike grand huis, hulle nooi ons in, en ons gaan drink tee, koffie daar, gesels, en ons sê waarvoor ons presies hier is, en hulle sê is 100% dis reg, julle kan dit doen, en dis baie netjies daar, en ons stap 200 meter daarvandaan af, so tussen 'n paar wingerdetjies deur, en ons kom by die huise van die mense wat vir hulle werk. En ek besef hier het 'n massiewe kortsluiting oor hierdie 200 meter plaasgevind. Want ons klop aan die deur en die deur gaan oop en daar sit 15 mense in die vertrek. En daar is so drom met 'n vuur wat daar aan die gang is, met 'n groot pot sop op die vuur. Vir die 15 mense om te eet. En brood, daar's nie botter nie, daar's niks nie. Nou is julle my sê, nee, maar wat, ek weet nie hoe dit gebeur het nie. Jy met jou mense daarom seker so betaal, dat hulle miskien daarom iets ordentliks kan doen, het ek gedink op daai stadium. Maar okay, maar verstaan julle wat ek vir julle wil sê, jy kan nie dat mense hulle doodwerk op 'n dag vir jou, en jy gee hulle dan omtrent niks nie. En daar was nie kamers nie, daai 15 het in daai vertrek op die grond geslaap, elkeen se goedjies was opgerol daar teen die muur. Dit het my geskit tot in my wortels van my menswees. En as jy nou vir my kwaad is, dat ek met jou deel, dan is dit fyn. Ek kan nou nie help nie, maar dit is nie hoe 'n Christus gelowige met sy werksmense kan omgaan nie. Ek weet glad nie hoe lyk dit hier by julle nie, ek weet net hoe die mielies en die sojas en daai goed gelyk het as die haal hulle geslaan het, en dis dit. Maar ek gaan binnekort bietjie begin kuier by julle. So, moet nou nie bang wees as ek kom nie, ek gaan nie op jou trap nie. Maar ek gee vir julle net 'n voorbeeld van hoe snaaks ons baie keer dink. Die Here wil jou regtig omvorm. En ons stop daar vanaand, vanmôre, ek gaan, as die Here my spaar, volgende Sondag gaan ons kyk na Matteus 5 vers 3. En so gaan ons dan vir Sondag 'n bietjie verder gaan, hier en daar sal ek 'n bietjie meer uitbrei op 'n spesifieke vers, maar ons sal dan hopelik meer verstaan wat Jesus Christus vir ons sê, hoe ons behoorlik die koninkryk van God kan betree. Jy moet natuurlik vir Jesus aanneem om hierdie goede te kan nakom. Jy gaan dit nie nakom in jou eie krag nie. En dit is waar hy die bergpreek begin het, by vers 3. En ek nooi jou uit, kom stap saam op 'n nuwe ontdekkingsreis van wat die Bybel sê, hoe ons God moet volg. En ek wil julle uitnooi om volgende Sondag moeite te doen, al is dit kouer as vandag, dalk, om iemand te nooi om saam te kom. Iemand. Ek weet dit is nie maklik nie,
vra maar vir my, ek moes dit al baie in my lewe doen, voor ek 'n dominee was. Gaan doen dit. God sal vir jou al die wysheid gee wat jy nodig het om dit te doen. Doen dit tot sy eer en omdat jy gehoorsaam wil wees aan hom. 'n Christusgelowige is gehoorsaam, al is dit baie keer hoe moeilik. Amen. Here, dankie dat U ons nooit los nie, soos ons is nie. En as U met ons begin werk en ons begin omvorm om te word wat U eindelik bedoel het, en eintlik bedoel het om te wees, sodat U kan glimlag oor ons lewens. Help ons dan, dat as dit vir ons swaar word, en as ons wil moed opgee, dankie Gees van God, dat U vir ons bekragtig, om enige opdraande en enige moeilike ding te oorkom en deur te worstel, want U vat ons daardeur. Dankie dat ons vanmôre kan bid vir ons land, wat op pad is na 'n verkiesing toe, dis nog 'n hele tydjie, Here. Help ons om mense te help dink oor wat die afgelope 32 jaar gebeur het met hierdie land, waar 'n klein groepie mense wonderlike lewens lei, en die meerderheid, amper die meerderheid sonder werk sit, oor onnosele klomp goed wat hulle aanvang, om hulle self te verryk. Werk met hulle, Vader. Gee dat hulle tot bekering sal kom. Markeer dat hulle ons land verder sal vernietig. Dankie ook dat ons kan bid vir siek mense. Here, ek weet nog nie wie almal in hierdie dorp siek is nie. Ek bid dat Barend gou heeltemal sal genees. Ek weet Christine het hierdie groot griep gehad. Help haar, Here. Dra vir haar in die hande. Wees ook met Dirk, dankie dat hy hier by ons is. Wil U hom ook weer sterk maak. En elke ander ene wat ek nou nog nie ken nie. Dankie, U weet van almal, wil U hulle toevou. En Vader, dankie dat ons mag bid vir ons boere wat nou besig is met groot werk om die oeste af te haal. En dit wat nog moet heeltemal ryp word, wil U dit ook aan die hande toevou en dat dit 'n goeie seisoen sal wees vir ons boere. Tot U eer. En dankie ook dat ons kan bid vir die besighede van ons lidmate. Here, dat dit met hulle daar ook goed sal gaan en dat U hulle daar ook sal dra en seën. En ons bid laastens vir hierdie gemeente, dat hier 'n bo-natuurlike ingrype van U sal wees. En dat hier 'n magtige herlewing vanuit hierdie gemeente in die dorp sal invaar, sodat koppies lig vir die wêreld sal wees. Ons dankie dat ons dit kan bid in Jesus Christus se wonderlike naam. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees, ons leidsman en ons bekragtiger, bly met julle elkeen. Amen.